Kerkraad, gemeente. Nou ja, die woord van die Here sê vir ons dat daar kom 'n tyd om te kom en 'n tyd om te gaan. En ja, ons is nou besig om te groet na 33 jaar in die bediening. Het ons nou klaar gemaak, nog 1 week oor. En dan is ons klaar by die kweekskool ook. En dan gaan ons, soos die Here wil, daar in Brits bly. Dit was vir my regtig 'n baie groot voorreg om die afgelope tyd vir u hier die woord van die Here te kon bedien. Dit was vir ons nie moeite nie, dit was vir ons 'n voorreg gewees. En dit te meer terwyl ons, soos u weet, in hierdie gemeente groot geword het, sonnaarskool, hier deurloop het, oom Adam Grobler, my ma wat ook later superintendente was, en ja, groot geword, hier die diaken, en jeugleier in 'n stadium. Ons het baie goeie herinnering aan die gemeente. As jokkertjies het ons nog gehelp bou aan hierdie saal hierso. So ja, ons het goeie herinnering aan die gemeente, en dit was vir ons 'n groot voorreg, vir my 'n groot voorreg, om, ek wil amper sê die laaste paar tree in my amptelike bediening, dan hier in die gemeente die woord van die Here te kon bedien, en die laaste paar tree hierso te kon tree. Nou ja, dit is nou so dat in die ampt waarin ons is, tree nooit regtig af nie. Jy hou altyd aan werk totdat die bassein blaas. En so ons sal nog altyd beskikbaar wees, ons sal nog altyd werk waar ons kan en uithelp waar ons kan. Want dit is so, as jy nou eers enige predikant is, dan daar's eintlik nie einde nie. En eintlik is dit so vir al die kinders van die Here, vir ons almal, ons bly altyd getuies, en ons is altyd draers van die boodskap van die Here, en ons bid altyd vir mekaar, en dis maar die groot ding, vriende. En ek wil regtig vertrou dat die Here hierdie gemeente, vir wie ons baie, baie lief is, ek en Mandy en my kinders, baie herinneringe, baie lief is, dat die Here hierdie gemeente sal onderneem verder vorentoe. Ons weet dat die Here is in beheer. Jesus Christus is die hoof van sy kerk op aarde, en daarom het ons volle vertroue dat die Here ook vir julle 'n leraarspaar sal stuur op die regte tyd, en dat die Here sal onderneem. Dis, partymal is dit jammer, maar partymal is dit goed, dat ons nie vorentoe kan kyk nie, maar dat ons net kan opkyk. En as ons opkyk, dan weet ons dat die Here dit wat vorentoe is, het hy reeds in sy gedagte en reeds in sy beplanning. En dit gee ons altyd moed. So baie seën vir u, baie sterkte, baie dankie vir julle, vir die gebede die afgelope tye, en vir die ondersteuning, en ons wil vertrou dat die Here regtig op 'n baie besondere manier vir u elkeen sal onderneem. En ja, ek sien die gebedsversoeke op die lys. Ons bid saam met julle vir elke gebedsversoek, elkeen wat siek is, elkeen wat die Here nodig het. Weet dat ons is ook in kontak met elkeen, en al is ons nie altyd aktief op die groep, besig om iets te sê nie, ons neem kennis van dit, en ons bid saam met julle vir elke behoefte wat daar is. So kom ons buig ons hoofde, dan gaan ons ook net die seëngebed doen. Dierbare Here, baie dankie dat ons vanmôre weet dat ons oë op U kan vestig. Ja, soos die woord sê, soos die oog van die diensknegt gerig is op die hand van sy meester, en die oog van die diensmaagd gerig is op die hand van haar meesteres. Here Jesus, so rig ons oë op U. Want die psalmdigter vra ook die vraag, waar sal ons hulp vandaan kom? En die antwoord is dan, ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskaap het, en wat nooit kan laat vaar die werke van sy hand nie. En daarom bid ons U Here, dat die groot genade van die Here ook met ons vanmôre en in die toekoms sal wees. Gemeente, genade, vrede, barmhartigheid van God onse Vader, word U geskenk in die Here Jesus Christus, en ryklik vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Vriende, kom ons sing ons eerste lied saam, kom ons sing dit heerlik, hartlik staande saam, U goedheid Heer, kan ons nie pyl nie, is altyd 'n besondere lied, gesang 40, kom ons sing die eerste en die tweede vers hartlik staande saam. Ek wil ook net vir Pieter en Karen en hulle almal sê dankie. Hulle het ons elke keer as ons hiernatoe kom, het hulle ons kos gegee. Die skaal het dit nou ontgeld, maar hulle het ons kos gegee en ons is dankbaar daarvoor. So elke keer as ons hiernatoe kom, dan gee hulle ons kos en dan dit is nou nadat ons vir u geestelike kos gegee het. So ons wil ook vir hulle sê baie welkom. Nou vriende, ek wil graag net vir ons die wet van die Here lees. En ons vind dit in Eksodus hoofstuk 20 en wat altyd besonder is van as ons dit lees of die samevatting van die wet soos ons dit vind in die Nuwe Testament, is dit net om ons te herinner aan wat God sê. En dit is om vir ons te herinner dat daar is sekere verwagtinge en bepalinge wat die Here vir ons sê waaraan ek en jy gehoorsaam moet wees. Nou as ons die wet van die Here lees in Eksodus hoofstuk 20, dan wil ek net vir die gou net eers lees wat sê vers 21. Nee, vers 20. Ja, ek wil net gou hier kry. Ek het nou my klein Bybel saamgebring. En ja, my ouderdom maar wil die oë nie altyd lekker saamwerk nie, maar ek moet my bril afhaal dat ek beter kan sien. So, ons lees nou dat die wet van die Here is vir hulle gegee. God het vir hulle die wet gegee. En dit het die volk baie bang gemaak. Dat hulle vir Moses gesê het, spreek u met God. Ons kan nie met hom praat nie. Ons dank die Here dat in die Nuwe Testament het die Here Jesus vir ons kom intree en hy vir ons die weg geopen dat ons met God kan praat. Dit is nie wonderlik nie. Ons het toegang deur die bloed van die kruis, deur die bloed van die Here Jesus Christus. Nou ek lees net hier vir u vers 20. Toe antwoord Moses die volk: "Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees sodat julle nie sondig nie." So dit is waarom ons altyd die wet lees. Ons wil hoor wat sê die Here vir ons. Dat ons in die weë wat ons die week gaan wandel, die lewe wat ons gaan lewe, dat ons nie die vrees vir God sal verloor nie. En dat ons nie sommer net goedsmoeds dinge sal doen wat nie reg is nie. Maar dat ons sal weet wat is God se bepaling. Nou dank ons die Here dat wanneer ons oortree, die Here Jesus altyd vir ons intree. Maar dat ons dan ook toegang het om vergifnis te kry. So ek lees net vir u die wet soos ons dit vind in Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: "Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het." Ons weet dat dit is ook 'n beeld vir ons, dit het werklik gebeur natuurlik,
Maar dit is 'n beeld van hoe dat die Here ons gered het uit die mag van die wêreld, uit die mag van Satan, deur die verlossing van Jesus Christus. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. So, as ek afwyk van God af, dan moet ek weet daar's 'n gevolg. As ek afwyk van om voor die Here te buig en die Here te dien, moet ek weet daar's 'n gevolg. En dis wat God sê. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdelinge wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou sal gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuies teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Toe die hele volk die donderslaan, die blits en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En dit is toe wat hulle vra dat Moses met die Here praat. Nou is dit nie wonderlik, vriende. In die Nuwe Testament praat ons nou, spreek die Here met ons deur Jesus Christus en het ons nou toegang. Nou weet ons, hierdie is in die Ou Testament. In die Nuwe Testament het Jesus dit vir ons kom vervul. Maar dit vat nie weg dat ek en jy dit moet uitlewe en dit moet navolg en daaraan gehoorsaam sal wees nie. Sal die Here ons die genade gee om daaraan gehoorsaam te wees tot die eer van sy wonderlike naam. Liewe vriende, kom ons gaan belydenis doen van ons algemene en ook ons ongetwyfelde Christelike geloof en elkeen gaan in sy of haar hart as volg spreek. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes en die opstanding van die liggaam en in 'n ewige lewe. Nou broer en suster, kom ons maak vanmôre die woord van die Here oop by Rigters hoofstuk 6. Ek gaan lees vanaf vers 1 en ons gaan 'n paar verse lees
Ek gaan vanmôre met u praat oor, soos u nou gehoor het, is ook aangekondig, gekamoufleerde helde. En ons gaan nou hier lees van iemand wat 'n held was, maar nie gedink het hy is 'n held nie. Maar die Here het gedink hy is 'n held en hom as 'n held aangespreek. En dan gaan ons ook in die boodskap so 'n bietjie verder kyk na ander wat helde is. Wat dit nie altyd gereken is dat hulle helde is nie, maar wat in die oog van God helde was. Dis nie altyd die helde van die tyd waarin ons lewe wat werklik helde is nie. Miskien in die oog van mense helde, want hulle doen baie dinge. Hulle staan op 'n verhoog. Hulle gaan aan die ruk en aan die sing en aan die skreeu en in die bewe. En almal juig vir hulle. En hulle dink hulle is helde. Maar dit is nie te sê hulle is helde nie. Want wie is 'n held in die oog van die Here? En ons gaan vanmôre so 'n bietjie daarna kyk. So kom ons lees Rigters hoofstuk 6. Maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lank. En die Midianiete het die oorhand oor Israel gekry, vanweë die Midianiete het die kinders van Israel vir hulle die slote gemaak wat op die berge is en die gate en die bergvestings. Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op, slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van die land in die rigting na Gaza. En hulle laat geen lewensmiddel, geen skaap of bees of esel in Israel oorbly nie. Want hulle het met hulle vee en hulle tente opgetrek en gekom so springkane in menigte, terwyl hulle en hulle kamele ontelbaar was. So het hulle dan die land ingekom om dit te verwoes. En Israel het deur die Midianiete baie arm geword. Maar die kinders van Israel het die Here aangeroep. En toe die kinders van Israel die Here aanroep vanweë die Midianiete, het die Here profeet na die kinders van Israel gestuur en die het vir hulle gesê: so spreek die Here, die God van Israel, ek self het julle laat optrek uit Egipte en julle uit die slawehuis uitgelei en julle gered uit die land of uit die hand van die Egiptenaars en uit die hand van al julle verdrukkers en hulle voor julle uitverdrywe en hulle land aan julle gegee. En ek het aan julle gesê, ek is die Here julle God. Julle mag die gode van die Amorite in wie se land julle woon nie vrees nie. Maar julle het nie na my stem geluister nie. Toe het die engel van die Here gekom. Nou dit is die Here Jesus. Die engel van die Here is die Here Jesus. Is een van sy as talle verskyninge van die Here Jesus in die Ou Testament. Ons praat van dit as die pre-geïnkarneerde teofaniese openbaringe. Weet jy nou waarvan ek praat? Pre-geïnkarneerde, dis die voorvleeswording, teofanies, goddelike openbaringe van Jesus Christus in die Ou Testament. So toe die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abesriet behoort het, terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die parskyp om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: die Here is met jou, dapper held. Toe vra Gideon hom: ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het, deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte land laat optrek nie? Maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Toe draai die Here na hom toe en sê: gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Maar hy vra: ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom: ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan.
En hy antwoord hom, as ek dan guns in die oë gevind het, doen aan my 'n teken, dat u dit is wat met my spreek. Nou ons gaan lees net tot daar. As jy nou verder sou gaan lees, dan sal u sien dat die Here dit aan hom bevestig, die wolvlies wat uitgegooi is later, die dou wat op die grond was, en ook op die wolvlies was. Jy kan dit later gaan lees, maar hier het ons te doen met iemand wat nie gedink het hy's 'n held nie, maar wat 'n held in die oë van die Here was. So kom ons gaan net ons hoofde buig, gaan ons die prediking van die woord aan die Here toevertrou in gebed. Dierbare Here, baie dankie dat ons vanmôre ons voor U kan buig. Die hoë en die almagtige God, die skepper van hemel en van aarde. Die een Here waarvan U woord sê, dat U is die hoë en die verhewene, die wat in die ewigheid woon en wie se naam heilig is, maar wat ook tog kom woning maak het by die nederige van gees en die verbryselde van hart. Dierbare Here Jesus, dankie dat ons in U naam voor die troon van God kan buig. Dankie vir die gees van die Here wat in ons harte woon en uitroep, Abba Vader. En Here, dat ons toegang het deur die bloed van die Here Jesus Christus. Dankie dat ons die woord kon oopmaak vanmôre om uit die woorde te lees en nou die woord daaruit te verkondig. Here, deur die gees van die Here wat die outeur van die woord is, wil ons vra dat U die woord in ons harte sal oopbreek, dat U ons sal verkoop met U woord, dat U ons gehoorsaam sal maak aan U woord, dat ons daarna sal luister en daarop ag sal gee, want Here, U sê in die woord dat U het behaag in die mens wat vir U woord bewe. En dankie daarvoor. Here, ons wil kom bid vir die gemeente, dat U hierdie gemeente, kerkraad, elkeen, die susters, die sonnaskool, elke een betrokke in hierdie gemeente, die besoekers wat hier mag wees, Here, ons wil hulle elkeen aan U kom toevertrou. Ons wil bid dat die goeie hand van die Here oor hierdie gemeente sal wees, soos dit deur die jare nog altyd was. Maar ons wil kom bid, Here, dat U hierdie gemeente sal seën en sal laat uitbrei, deurdat U hierdie gemeente wat U woord van die Here sê, die huis van die Here is, en wat ook 'n pilaar en grondslag van die waarheid is. Here, dat U hierdie gemeente sal seën, en dat U hierdie gemeente sal toeneem in die genade en kennis van die Here Jesus Christus, en dat U op U besondere tyd, Here, U het die toekoms in die hand, ook vir hulle sal voorsien van 'n herderspaar. Ons wil al hierdie dinge kom bid, en ons wil dit kom bid in die naam van die Here Jesus. En ons wil U vra ook, Here, hulle wat siek is, hulle wat ongesteld is, ons het die lysie gehoor van die name wat daar genoem is. Ons wil elke een aan U kom toevertrou. Here, U is die geneesheer van die krankes, dat U hulle sal aanraak, dat U hulle sal oprig, dat U hulle sal bemoedig en versterk. En Here, die ander wat gesond is en wat vir hulle bid, dat U vir hulle sal versterk ook in hulle gebedsaksies. Ons bid dit alles in Jesus se naam met dank. Amen. Liewe vriende, die engel van die Here verskyn nou aan Gideon, en hy sê vir hom, die Here is met jou, dapper held. Nou, ek het net nou gesê, voordat ons nou begin lees het, nie almal wat dink hulle is helde, is altyd helde nie. Nie almal wat die applous van die wêreld kry, is regtig helde nie. Vandag leef ons in tye waar mense miskien wonderlike dinge doen, groot dinge doen, indrukwekkende dinge doen, hulle kry die applous van die wêreld, hulle kry die medaljes en die toekennings vir hulle helde verering, en dit is sekerlik goed so. Dan kry ons natuurlik mense wat hulle het nie eens nodig om goeie dinge te doen nie. Dan word hulle deur die wêreld geëer as helde. Eintlik is hulle nie helde nie, want gewoonlik sulke mense het absoluut geen norme en waardes en sedes nie, en hulle leef alles wat verkeerd is uit, maar hulle word beskou as helde. Die vraag altyd is wie is 'n held? En
Ek het gelees van 'n persoon wat 'n ou sendeling wat teruggekeer het na jare van arbeid en jare van diens, en toe die vliegtuig nou land, was daar 'n groot skare mense om daardie vliegtuig. En hy het so in sy eenigheid gedink, wel, die mense is besig om my te verwelkom, dit lyk asof ek 'n held is. Hulle is hier om my te verwelkom, maar tot sy ontsteltenis en was dit nie vir hom nie, maar iemand anders was op die vliegtuig gewees, 'n bekende persoon, en hulle het vir hom die applous gegee. Toe loop hy nou maar daar een kant, en hy is nou half so eintlik te neergedruk, want ek meen, na hoeveel jaar kom hy terug, en daar is omtrent niemand wat hom verwelkom nie. Maar weet jy, toe kom dit in sy hart op, maar jy is nog nie tuis nie. Jy is nog nie tuis nie. En ek en jy is nog nie tuis hier nie. Ons tuiste is in die hemel. En daar sal die Here volgens sy woord vir ons beloon. En dan sal ons daardie beloning aan die Here teruggee. Maar nou moet ek en jy lewe om daardie beloning ook eendag te kry. Nou, liewe vriende, ek wil met u praat oor gekamoufleerde helde. So as ek die woord gebruik gekamoufleer, dan weet ons, dit is nou om jou toe te maak. Niemand dink jy is 'n held nie, maar jy is eintlik 'n held. So vir ons eerste held gaan ons nou gou net kyk na Gideon. Is 'n jong man, hy's besig om koring uit te slaan in die wind. Hy's daar by die parskyp, hy moet dit nou beveilig teen die Midianiete. Die Midianiete het, soos ons hier gelees het, altyd soos 'n groot springkantplaag gekom, en alles opgevreet, en alles gesteel, en alles gedoen om daai land en die Israeliete uiters arm en ellendig te maak. Soos hier gelees, dat hulle is gestroop van al hulle oeste, en hulle het armer en armer geword. So staan hierdie jong man, nou kan jy net die prentjie kry, hy staan daar op die veld, dit lyk asof dit is nou parskyp, dis wind wat waai, dit lyk maar droewig hier om hom, maar hy staan daar, en ek dink, as jy nou na hom sou kon kyk, dan sal jy sien, maar daar's nie vreugde by hom nie, daar's nie blydskap nie. Ek meen, waaroor moet hy nou glimlag? Want hulle weet die Midianiete kom, en hulle weet hulle gaan weer verwoes word, soos 'n klompie jare nou al aan die gang. Maar skielik praat hier iemand met hom. En die persoon sê vir hom, die stem sê vir hom, die Here is met jou, dapper held. En dit word vir 'n persoon gesê wat glad nie gereken het in daai stadium, ek is 'n dapper held nie. Ek is net arm en ellendig. En as ek en jy nou daar by Gideon sou kon staan en hierdie toneel kon waarneem en kon hoor, dan dink ek sou ek en jy net so verbaas gewees het soos wat hy verbaas was toe hy hierdie dinge hoor, die Here is met jou, dapper held. Want hoor net wat sê hy, sê, ag my Heer, as die Here met ons is, dis wat hy hoor, die Here is met ons. Hy sê, waarom het al hierdie dinge dan oor ons gekom? Waarom gaan dit soos dit nou gaan? En waar is al die wonders waarvan ons vaders ons vertel het? So, hierdie jong man is so bedruk en so in sy gedagtes versonke en so besig met dit wat hy doen. Hy hoor nie eers dat die engel van die Here vir hom sê, jy's 'n dapper held nie. Die Here is met jou, dapper held. Hy hoor net die Here is met ons en dadelik het hy 'n reaksie daarop, maar die Here kan nie met ons wees nie. Kyk hoe lyk dit. In daai stadium sien hierdie man net swaarigheid, moeilikheid, donkerheid. Want hy vra nou verder. Hy sê, waar is al die wonders waarvan ons vaders ons vertel het, deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie? En kyk wat beleef hy sê, maar die Here het ons verwerp, hy sê dit, en hy het ons oorgegee in die hand van die Midianiete. So hy's geen held in die oog van homself en van almal om hom nie, maar die Here sien hom as 'n held. Die Here sien hom as 'n held, as iemand
wat hy juis nou kan gebruik in hierdie situasie. In hierdie droewige situasie, in hierdie omstandighede. Want hoor wat sê die Here vir hom. Vers 14, toe draai die Here na hom toe en sê vir hom, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Nou dit is asof Gideon, hy snap dit nie, hy hoor dit nie, hy verstaan dit nie, want hy sien net ellende op ellende om hom en hy vra, ag Here, waarmee sal ek nou Israel verlos? Waarmee sal ek Israel verlos? Hy sê, dit is asof hy vir die Here vra, maar weet jy nie wat aan die gang is nie? Hy sê vir hom, kyk, my geslag is die swakste in Manasse. Hy sê, en ek self, hy sê, Here, kyk na my. Ek self is die geringste in my familie. Ek is eintlik 'n nul op 'n kontrak. Ek is eintlik minder as niks. Maar vriende, die Here sê vir hom, dis nie wat jy dink nie, maar dis wat ek dink. Dit is wat God van jou dink. En dit is die potensiaal wat God in 'n mens raak sien. Want dit is God wat vir 'n mens 'n plan en 'n doel in hierdie lewe het. En dit is God wat bereid is om jou te stuur in sy krag. Hy sê vir Gideon, is ek wat jou gaan stuur. En hy sê vir hom, ek gaan jou stuur, gaan in hierdie krag van jou. Nou, hy het niks krag nie, maar God het al die krag en al die mag. En ons het dit nie gelees. Hy sê, ek sal met jou wees in vers 16. Sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. Hierdie man wat gedink het, wat gesê het, kyk, ek is die geringste van alles. Soos een man sal jy die Midianiete verslaan. Nou, liewe vriende, liewe broer en suster, ek wil sê, hier is die geboorte van 'n held. 'n Gekamoufleerde held. Hy het nie gedink en gereken, ek is iets werd nie. Die Here, niemand kan my gebruik nie. Ek is net hier reg om maar die kaf en die koring van mekaar te skei. Maar hy word 'n held in die oog van die Here. Al het hy gedink, ek is die swakste in sy familie. Die hopeloosheid om hom is te groot, te erg. Maar die Here is daar om vir hom te sê, ek is met jou, gaan in daardie krag van jou. Nou weet jy wat, vriende? Dit is die helde van God. Dit is die helde van God, daardie mense wat weet, wat besef, wat dit begryp, en wat dit verstaan. Ek is niks. Ek het nie iets om op te roem nie. Ek het nie iets om op te staan nie. Ek het nie iets om aan te bied en te sê, kyk, dit is nou hoe wonderlik ek is nie. Maar wat in 'n stadium kom en sê, Here, ek weet ek het niks. Ek is niks. Maar U is alles. En ek het nie die krag nie, maar U het al die krag. En wat dan maar dood eenvoudig aangaan en doen wat God sê om te doen. Dood eenvoudig oorgee aan die Here. En sê, Here, ek verneder myself sodat U wat groot en magtig is in en deur my kan werk. En dit is hulle wat God werk, wat in die diens van God staan. Dit is hulle, vriende, wat kom in 'n gemeente sê, wel, ek is hier, as julle my kan gebruik, hier is ek stel myself tot beskikking, want die Here sal my die krag en die genade gee. Jy sien, baie keer gebeur dit dat mense sê, wel, ek is niks, en ek kan niks doen nie, en ek wil ook niks doen nie, maar God is daar om vir mense te bemoedig, en te versterk, en te oortuig, om te sê, daar is iets wat jy kan doen. En dit is hoe gemeentes gebou word, deurdat mense kom en sê, wel, gee vir my iets om te doen, die Here sal my die genade gee, om dit te doen. En dis die helde van God. Daai man, daai vrou, daai seun en dogter wat sê, wel, ek is hier om dood eenvoudig te doen wat die Here van my
verwag. Ek sien nie eintlik daarvoor kans nie, maar met die hulp en die genade van God kan ons dit doen. Nou vriende, ons gaan kyk na 'n volgende held. En jy moet nou so saam met my beweeg na hierdie volgende held toe. En as ons nou na hierdie volgende held gaan, dan sien ons weer eens 'n jong man. So tussen 14 en 16 jaar. Ons sien hy stap op die grasvlaktes, daar's waterstrome en daar's 'n trop skape saam met hom. Nou wie is dit? Dawid. Hy loop en sing van die goedheid van die Here, oor die getrouheid van die Here, en die getrouheid van die Here en die goeie tierenheid, want wat is hy? Hy's 'n singer, hy's 'n sanger, hy's 'n digter, hy's 'n skaapwagter. En hy loop daar met sy troppie skape, hulle volg hom, en hy vat hulle na die weivelde toe, hy laat hulle drink, en hy laat hulle gee hulle kos. Hy's 'n 14-jarige seun. En terwyl hy so loop, as jy nou die prentjie kan sien, is hy salig onbewus van wat by sy pa op die plaas aan die gang is. Wat is daar aan die gang? Daar staan sy broers. Hulle is uitgestal op 'n ry, lyk soos 'n militêre parade. Die een broer na die ander broer staan daar, netjies uitgevat, miskien met hulle wapenrusting en alles aan. En God se profeet stap op en af tussen hulle, deur hulle. Hy kyk na elke een. Die groot profeet Samuel is daar. Want die volk het gesê, ons soek 'n koning. En hy loop tussen hulle deur, want God het hom gestuur na Isaai toe. Gesê, daar's 'n koning, haal vir my koning daarso. En nou kyk hy na al hierdie manne, hierdie seuns. Wel, hulle is nou al manne. Want God soek 'n held. En Samuel soek 'n held vir die Here. Maar hy kry dit nie hier tussen hierdie manne nie. En hy vra vir Isaai, maar het jy nie nog 'n seun nie? Hy sê, ja, ek het 'n seun, maar ek het hom 'n bietjie weggesteek, hy's daar by die skape. Los hom, hy kan tog nie die koning word nie. Hy's geen held nie. Hy het net 'n slingervel by hom, dis al wat hy het. Hier is hierdie seuns van my, kyk na hulle, een van hulle moet die volgende koning word. Niemand dink Dawid is 'n held nie. Later sien ons die volk in groot moeilikheid, is nou nadat Dawid gehaal is daar agter die skape uit, gesalf is as koning, eintlik toe maar weer teruggestuur is, hy's gesalf maar teruggestuur skape toe, gaan met jou werk totdat die Here jou bevestig en in jou roep. Later sien ons die volk is in groot moeilikheid. Saul is in 'n groot benarie, want hy is toe nog die huidige koning. Goliat daag die hele volk uit. Goliat is hierdie groot held in die oog van die Filistyne. En selfs die Israeliete bewe vir hom, hulle is bang vir hom, hierdie groot held. Hy daag hulle uit. Hy soek 'n held om teen hom te veg. Maar dan is hulle is geen held nie. Niemand wil teen Goliat veg nie. Hulle is bang en hulle bewe daar. Tot die oomblik wat 'n skaapwagtertjie opdaag. 'n 14 na 16-jarige seun opdaag. En hy sê, maar dit is onmoontlik dat hierdie Goliat die slagordes van die Here so uitdaag. Hy sê, ek sal teen hom veg. En almal dink hy's laf. En Saul sê vir hom, okay, as jy nou maar gaan, trek dan nou net my wapenrusting aan. En hy probeer dit aantrek, maar dit is te groot vir hom, hy kry dit nie aangetrek, dit is te groot en te swaar. Uiteindelik gaan hy net met 'n slingervel en 5 klippies en hy gaan staan voor Goliat. Nou as jy nou die prentjie kan kry, dan sien jy wat daar gebeur, en hoor jy wat daar gebeur. Hier staan hierdie jong seun voor die groot held. En Goliat wat na hom kyk, sien geen held nie. Maar hy sien iemand om te verag en te bespot. Maar hy weet nie, dis God se held nie.
Want ons lees in 1 Samuel 17 vers 42, toe die Filistyn opkyk en Dawid sien het hy hom verag, omdat hy 'n seun was, rooierig met 'n mooi voorkoms. En die Filistyn vra vir Dawid, is ek 'n hond, dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe, dat ek jou vlees en die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. Maar God se held Dawid het nie die applous of die toestemming van Goliat nodig nie. Want hy het God geken. En hy het geweet wie God is. En daarom lees ons in 1 Samuel 17 vers 45, maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans. Hy sê, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare. Die God van die slagordes wat jy uitgedaag het. En met versekering sê hy vir hierdie held van die Filistyn, hy sê vandag, sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. En hy sê vir hom in vers 47, hy sê, dan sal hierdie hele menigte moet erken, dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here, en hy sal julle in ons hand gee. Jy sien, dit is God se held. Nie omdat hy groot en sterk en indrukwekkend soos Goliat was nie, of soos Samson van ouds was nie, maar hoekom is hy God se held? Omdat hy God vertrou het. Hy het God, en dis wat die Bybel vir ons leer, hy die Here daar agter die skape leer ken. Toe die beer en die leeu die skape bedreig het, was dit hierdie jong seun wat op God vertrou het. Hy het die krag van God geken. Hy het geweet, ek kan staat maak op die Here, kan steun op die Here. Hy het geweet, die Here is my beskermer. Hy beskerm my teen die leeu en teen die beer, hy sal my beskerm teen hierdie held van die Filistyne. Hy het God vertrou. En weet jy wat, vriende? Dit is God se helde. Daai man, daai vrou, daai seun of dogter, wat God in die stilte leer ken van 'n binnekamer, wat God leer ken in die blaaie van die skrif, en begin agterkom en begin kennis neem van wie is God, die groot almagtige God, die skepper van hemel en aarde, voor wie die hele aarde eendag sal erken en bely dat hy is die Here. En sal weet, ek kan hom glo en ek kan hom vertrou. Al lyk die omstandighede hoe, al staan die helde rondom my met hulle spiese en met hulle swaarde, en ek net met 'n slingervel en 5 klippies. Dis God se held. Wat ondanks die toekoms wat duister lyk, en miserabel lyk, en ellendig lyk, weet ek aan God vertrou. Maar liewe vriende, hoor nou mooi wat ek vandag vir u sê. Jy kry nie daai geloof die oomblik as jy net daar skielik voor Goliat staan nie. Jy kry dit in jou binnekamer. En dit word geopenbaar wanneer jy voor Goliat staan. Jy moet nie dink. Jy kan die wêreld en die versoekinge en al die verleidings en al die goed wat daar is, sommer net teestand bied. En jy het nie 'n binnekamer lewe, jy het nie God leer ken nie. Jy moet God leer ken. Dis hoekom in die woord van die Here vir ons sê in 1 Petrus hoofstuk 3, ons moet toeneem in die kennis en genade van die Here Jesus Christus. Dis dan wanneer jy kan triomfeer vanuit 'n lewe in 'n verhouding met God soos Dawid.
Is jy God se held? Wat kan staan wanneer jy moet staan? Of vlug jy, wanneer God wou gehad het, jy moes die krag gehad het om te staan. Maar daar gaan versoekings kom oor jou. Daar kom verleiding oor ons. Daar kom beproewinge oor ons. Wat maak ek in die uur van krisis? Staan ek? Omdat ek weet, God is met my. Ek kan hom vertrou, ek het hom leer ken. Of vlug ek, want ek het niks aan myself om te staan nie. Kom ons kyk na 'n derde held. Dis 'n held in die Nuwe Testament. En hierdie held sit saam met 'n maat van hom in die senter van 'n gevangenis. Daar is geen kans om te ontsnap nie. As ons nou daar kon in beweeg, as ons nou daar kon gewees het, dan sou jy gesien het, daar's swaar staaldeure, daar's ystergrendels. En hierdie twee mense sit daar, hulle is vasgebind, hulle is in blokke. Daar's wagte al om hulle. En as jy nou sou gaan vra, maar waarom is hierdie twee mense hierso? Jy nou vir die tronkbewaarder sou gaan vra, dan sou hy sê, wel, hulle het 'n waarsêende gees uit 'n vrou uitgedryf. Haar eienaars was ontevrede en die Romeine het hulle gevange geneem. Hulle is beskuldig van vreemde sedes en leringe verkondig aan die Romeine. En die tronkwagter sal vir jou sê, kyk hoe lyk hulle, want hulle is baie geslaan. En hulle klere is van hulle afgeskeur. Hulle sit eintlik naak daar. Dis nie 'n mooi gesig nie. En as ons nou daar kon in beweeg en jy deur daai tronktralie vensters kon loer, dan sal jy regtig sien, dit lyk nie goed nie. En as jy 'n horlosie daar gehad het, jy gesien, dit is amper middernag. Hulle sit daar sonder klere, dis koud, kan skaars beweeg, voete is in 'n blok, alles is. En as ek en jy nou daar kon gewees het in daai Bybelse tyd, en jy sou mooi na hulle gekyk het, dan sou jy gesien het, maar hulle lyk bekend. Want jy sou hulle by die tempel gesien het, en by die sinagoge. En jy sou gehoor het, hulle praat van 'n oorwinnaar. En dat ons meer as oorwinnaars is. Jy sou gehoor het, hulle praat van 'n Jesus, wat die dood en die hel oorwin het. En wat blydskap en vrede gebring het. En as jy na hom sou kyk, na daai een man sou kyk, dan sou jy sê, maar is dit nie die man wat in 'n stadium 'n giftige slang van sy hand afgeskit het en bly leef het en hulle hom as 'n god wou vereer nie? Is dit nie hy nie? Kan dit dieselfde man wees, daar sit in die tronk, kyk hoe lyk dit? Wat gesê het, ons is meer as oorwinnaars, waar is sy oorwinning nou? Kan dit dieselfde man wees? Wat op 'n perkamentrol geskryf het, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus. En wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei, 2 Korintiërs 2 vers 14. Jy sien nou niks daarvan nie. Jy sien hierdie mense, of jy kyk na hulle en jy verloor eintlik vir hulle part moed. Jy dink dis hopeloos. En wanneer jy die wag vra, maar wie is dit, dan hoor jy, hy sê, wel, dis Paulus en Silas. En as jy die naam hoor, dan weet jy, ja, dis die mense wat deur Asië gereis het en reis. En hulle het verkondig van 'n verlosser, 'n nuwe godsdienst het hulle gebring. Jy hoor die verlosser se naam is Jesus. Jy het gehoor van die opskudding wat hierdie man gemaak het. Hy was 'n fariseer, toe het hy tot bekering gekom en hy die evangelie gaan verkondig. Maar nou, kyk nou sit hy in blokke. En dit lyk hopeloos, moedeloos. En dan dink jy, as jy nou daar kon gewees het, wel, ek gaan my huis toe. Hier is niks aan hierdie saak te doen nie. Hulle gaan die volgende dag en hulle onthou word, hulle gaan gestraf word.
Maar as jy wil omdraai huis toe, dan hoor jy iets. Wat hoor jy? Hierdie mense begin te sing. Hierdie twee mense begin te sing. En hulle sing nie opstand, weerstand liedere nie. Jy hoor nie oor hulle lippe vloeke en verwyte nie. Maar hulle sing lofliedere tot eer van God. Hulle aanbid God. Binne in daai omstandighede aanbid hierdie mense God. En hulle sing lofliedere tot eer van die Here. En die gevangenes, die medegevangenes, luister wat hulle sing. En as jy daar kon gestaan het, en jy sou dalk gewonder het, maar wat gaan met hierdie twee ander hulle so sing? Het hulle nou kop verloor? Is hulle besig om laf, om mal te raak? Hoe kan jy sing in sulke omstandighede? Dan begin die tronkfondamente te skud. Geweldige aardbewing. Die traliedeure swaai oop, die ystergrendes val af. Die boeie val van Paulus en Silas se hande af, die blokke gaan oop. Hulle is vry en ek dink as jy daar kon gewees het, sou jy gesê het, Paulus, Silas, maak dit julle wegkom. Dit is nou die tyd ontsnap. Iets het gebeur, ek weet nie wat nie, maar julle is vry, laat julle gaan. Julle kan nie hier bly nie. Julle moet daar hardloop. Maar hulle doen dit nie, want wat gebeur? Daar's een man wat vra, meneer, wat moet ek doen om gered te word? Een man wat vra, wat moet ek doen om gered te word? En jy sou nou wou gehad het, Paulus en Silas moet nou pad gee, maar hulle staan daar. En hulle gee aandag aan hierdie man se vraag. Want die nood in daai man se hart is groter as die nood en krisis waarin hulle is. Want hulle kan hulle lewe verloor, maar as hulle lewe verloor, gaan hulle hemel toe, maar as hierdie man sy lewe verloor, gaan hy hel toe. En Paulus sê vir hom hierdie eenvoudige, kosbare waarheid. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. En as jy dit alles aanskou en beleef, hierdie man word gered, glo in die Here Jesus Christus. Hy word gered. Hoe besef jy, ek het al die tyd gekyk na 'n held. Hoekom is hy 'n held? Want hy hoor die nood van 'n ongeredde. Hy gee aandag aan die noodkreet van die ongeredde mens. Hy gee hulle die boodskap, die weg tot saligheid, om by die kruis uit te kom, om gered te word vir tyd en vir ewigheid. Hulle sing lofliedere tot eer van God, want hulle het God geken, hulle het geweet, ons het 'n toekoms, maak nie saak of ons in hierdie tronk omkom nie, ons weet want ons gaan, maar daar is 'n man wat gered moet word. Dis God se held. Hulle vlug nie ster tussen die bene weg nie. Hulle gaan aan om met passie die evangelie van Jesus te verkondig. Ek sien daar's iets wat in hierdie mense se hart gebrand het. 'n Vuur en 'n passie, 'n blydskap oor hulle redding, maar 'n vuur en 'n passie oor die nood van iemand wat moet kry wat hulle het. Dis hoe God sê. Dis wie God se held is. Is hulle wat nie skroom om nie 'n geleentheid te verkwis, waar die evangelie kan verkondig, of uit te dra op 'n manier, of dit deur gebed is, of dit deur 'n traktaatjie is, of dit deur getuienis is nie. Ek doen dit, want dit is my opdrag. Ons moet die wêreld ingaan, en ons moet die evangelie van Jesus verkondig. Dit is die enigste hoop vir hierdie wêreld. Moenie dink dat die regerings en die G20 berade en hoeveel
berade daar ook al kan wees, hulp vir hierdie wêreld het nie. Is net die evangelie van Jesus Christus. Dis God se helde. Ek wil u vra of u so 'n held is. Of is jy een van hulle wat sterk tussen die bene weggaan en sê, wel, dis die werk van iemand anders. Roep die dominee of die ouderling, of wie ek wil, laat hulle dit. Maar jy sit met 'n getuienis in die hart. Jy kan 'n traktaatjie vat, of 'n boekie vat, of iets doen, of jy kan in die nag gaan en jy kan bid vir mense. Maar jou tyd bestaan nie uit om te bid vir mense nie, dis YouTube en dit is, wat se goed is daar alles? Netflix en Netstar en ek weet nie wat se goed, dis wat jou tyd vat. Terwyl daar 'n nood van ongeredde mense om ons is. Liewe vriende, God se helde is hulle wat sê, ek sien nie nood, ek gee aandag aan dit, ek wil jou help. Wie is God se helde? Gideon, Here, ek het niks. Waarmee sal ek Israel verlos? Wel, gaan in hierdie krag, is dit nie ek wat jou stuur nie. God sal met jou wees. Hy het ons gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Wat was Dawid se geheim dat hy held kon wees? Daar agter die skape, sy binnekamer. In die stilte, hy het sy siel stil gemaak. Vir ons leef in 'n tyd wat, daar is soveel stemme om jou. Ons moet tyd maak om stil te word. Dis al wanneer jy God se stem sal hoor, jy gaan hom nie hoor in die geraas van hierdie wêreld, wanneer alles om jou roep en skree nie, jy moet een kant kom, om God se stem te hoor, jy moet tyd maak daarvoor. En dis waar jy gebou en opgebou word en versterk word. Om die leeu en die beer, die leeu en die beer en die Goliat te verslaan. Ek dink Paulus se geheim kan opgesom word in Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie. Paulus was dood. Hy sê, maar Christus leef in my. Hy sê, wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Dis waarom hy in 'n tronk kon sing. Dis waarom toe die boeie afval en die grendels oop, gaan hy nie in holderste bolder maak dat hy wegkom nie. Maar luister wat 'n tronkbewaarder sê, meneer, wat moet ek doen om gered te word? En hy vir my antwoord gee. Dis God se helde. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Dierbare Here, baie dankie dat ons voor U kan buig. En Here, ons moet erken dat ons dikwels vlug, dat ons nie die helde is wat die Here van ons verwag nie. Ondanks ons taak en ons roeping en ons werk en Here, al die genade wat U ons gee, die talente en die gawe, staan ons baie keer stil of eenkant en laat ander maar aangaan. Maar Here, U roep elkeen van ons om iets te doen. U roep elkeen van ons om ag te gee op die noodroep van 'n verlorene. U help vir ons om te oorwin, Here, selfs wanneer dit lyk asof daar geen oorwinning moontlik is nie. U help ons om uit die as uit op te staan en te triomfeer en te sê, te weet, die Here is met ons. Baie dankie dat ek kan bid vir hierdie gemeente. Kan bid vir elke lidmaat, elke individu, seun, vrou, dogter, man, Here, elke een van hulle. Dat die Here elkeen van hulle 'n held in die eeuwig sal maak. Ons dankie, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sing ons slotlied tot eer van die Here. Halleluja, lied 173, ek het U stem gehoor. Thank you.
As dit u is wat na die Here toe moet kom vanmôre, as dit u is wat moet sê, Here, was my, reinig my, sien my kom, o Here. Vriende, gaan na die Here toe. Gaan na God toe. Gaan na die Here toe. Soek die Here en jy sal lewe vind. Miskien iemand wat ongered is, gaan na die Here toe. Miskien u as kind van die Here. Here reinig. Die Here herstel. Die Here gee jou krag om te gaan doen wat hy van ons vra. Kom ons bid om die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus. Die liefde van God ons hemelse Vader. Die trou opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees. Wees en bly met u in en elk. Amen.